Dankie Sanel. Ja, ek dink as gevolg van die krag wat af is, julle weet dan is die syne nie lekker nie, so hy het bietjie uitgesny, so ek gaan dit net opneem en dan sal ek dit na die tyd daar op YouTube plaas. Dis ook wat belangrik is om hier te wees. Kom ons staan, dan sing ons daar die lied, Jesus is die sterk verlosser. Jesus is die sterk verlosser, laat die my nies meer klein. Jesus is die God geneesheer, ons sal die boodskap bring. Jesus is ons heiligmaker, glorie, halleluja, sing, halleluja. Ons verblij, ons laat ons voelen kom. Jesus is die sterk verlosser, laat die pijnis weer blij. Jesus is die groot geneesheer, ons sal die boodskap bring. Jesus is ons heiligmaker, glorie, halleluja, sing, halleluja, en ons verblij, ons van ons koning kom. En ons verblij, ons van ons koning kom. Baie dankie geliefdes, dis wonderlik om so saam te wees. Nou, voordat ons die woord van die Here oopmaak, kom net gou weer so 'n bietjie in 'n opsomming, ons doen bietjie hersiening. Ons is besig met 'n reeks oor vrees God. En ek dink ek is reg as ek sê, almal van ons hier het ons gehoor of geleer dat daar iewers in my lewe 'n tekort is aan die vrees van God. Die vrees vir die Here. Kom ons gaan werk daaraan, kom ons gaan beoefen dit, om dit weer reg te kry in ons lewe. Nou ons het begin Sondagoggend met die vrees van die Here wat die begin van die wysheid is. En dan het ons Sondag aand gekyk na die weg tot redding. Ons het gesien onder andere daar die man aan die kruis wat daar gesê het, vrees jy ook God nie. Hy het God gevrees. Hy het nie die hel noodwendig gevrees nie. Alhoewel die hel 'n afskuwelike plek is, het hy God gevrees. Hy sê daar, vrees jy ook God nie. En hierdie man roep daar na die Here Jesus en Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daai vrees het gemaak dat daar redding vir hierdie man kom. Ons het gisteraand gekyk na die lyding in geestelike groei. Ons het gesien dat as ons die Here vrees, dan gaan dit my help om te fokus. En jy onthou, ons het gepraat oor die spinnekop, nou ek gaan hom nou weer vir u wys, maar môre aand gaan ons 'n bietjie, ons gaan vanaand ook kyk na die wandel in heiligmaking, en ek gaan nou mooi verduidelik, dat almal verstaan, en dat ons op dieselfde bladsy is, wat beteken heiligmaking. En môre aand gaan ons afsluit met hierdie oneindigende rykdomme. Wat is daar wat die Here vir my gee? Luister, die Here gee vir my as mens iets. As ek my kan bring, dan gee die Here vir my. Ons moet nie doen om iets te verwag nie, maar die Here gee vir ons. En ons gaan môre aand so 'n bietjie daarna kyk. Nou ja, ons het gesê, as ek bang is byvoorbeeld vir 'n spinnekop, 'n fobie het vir 'n spinnekop, dan gaan ek die heeltyd kyk na daai spinnekop. Verskoon my, mag ek 'n illustrasie gee? Ek sal maar nie name noem nie, want ek het nie toestemming gevra nie, maar daar is 'n klein seentjie. Die ouma en oupa sit hier in die gemeente. En hulle vertel vir my van die klein seentjie, gisteraand na die diens, vertel hulle vir my van die klein seentjie, hy is hulle klein seun. En hoe dat hy gaan klere aantrek het, maar daar was dit 'n gordyn, ek kan ook nie van, maar julle weet nou, hier was 'n gordyn, en toe hulle nou die gordyn skuif, toe sit daar 'n spinnekoppie. Maar terwyl hy aantrek, kyk hy net na die spinnekop. Hy kyk nie weg nie, en toe hy nou moet uitgaan, is hy daai kant toe om. Dis presies dit. Dis daai vrees wat ek het vir 'n spinnekop.
Ek is nie gepla oor dit, hier kan 'n slang ook hier langs my lê, maar as ek 'n fobie het van 'n spinnekop, gaan ek net daar fokus. En hoekom gebruik ek hierdie illustrasie? Want dit is maklik om te assosieer daarmee, want dieselfde woord fobie is die Griekse woord phobos en is dieselfde woord wat gebruik word, vrees die Here. Ons moet 'n fobie hê vir die Here. En ek het dit nou baie mooi verduidelik. Ek gaan dit nie weer herhaal vanaand nie. Dit beteken nie ek moet in 'n hoekie gaan sit en my naels kou of so as dit nou kom soos by 'n spinnekop of 'n slang of een of ander ding. Ja, as mense wat tot 'n fobie het vir voëls en so voort. Maar ek hoef nie daai vrees te hê nie. My vrees gaan oor om te weet wie God is. Hy is die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En ons het gesê, dit is dalk wat kort in die lewe. U is dalk gered uit genade, u is wedergebore, u het die bloed van Jesus in die lewe, hoe wonderlik. En u is dalk selfs besig met die pad van heiligmaking. Maar daar kort iets in u geestelike lewe. Luister, u gaan weet. Ek hoef dit nie vir u te verduidelik. Ek hoef vanaand daar op die bord te sit. Wat is daar wat moontlik kan kort in u lewe nie? Want raai wat, as u 'n kind van God is, het u die Heilige Gees. En wat doen die Heilige Gees? Hy oortuig ons. Hy sal sê, waar is daai tekortkoming in jou lewe? Maar dalk is daai tekortkoming of 'n klomp tekortkoming as gevolg van dat jy dalk nie die Here vrees nie. Dis dalk daai laaste stukkie in die legkaart om jou geestelike lewe te voltooi, om in oorwinning te kom, is dalk daai om die Here te vrees. Nou ek nooi om saam met die woord van die Here oop te maak en dit in 1 Petrus hoofstuk 1, ons gaan daar saam lees vanaf vers 13. Petrus, 'n gewone ou visserman, 'n man wat gewandel het met die Here Jesus, wat baie foute gemaak het in sy lewe, maar toe vervul is met die Heilige Gees van God. En hierdie merkwaardige instrument in God se hand geword het. En hy skryf hierdie brief vir ons, onder leiding van die Heilige Gees. 1 Petrus, hoofstuk 1, en ons lees saam vanaf vers 13. Daarom, om God die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Net gou hier onderbreek. So wat was tevore? Dit was voor my redding. Daar's dinge wat ek nagejaag het. Ek het gejol en gekuier saam met die vriende tot ou nag en dwelms en al daai dinge en vloek en vuil grappe en so, julle ken daai dinge, né? Nou pas dit nie by my nie. So hy sê ek moet nie nou daai begeertes meer hê nie. Nou kom hy by vers 15. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie,
maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mense is soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons sit net so, dan bid ons net 'n woord saam. Hemelse Vader, U is die groot en gedigte God, die Almagtige. U wat net 'n woord spreek en dinge bestaan. U wat net daar U oë van die mens afhaal en daardie mens val dood neer. U is die Almagtige. En Here, ons kom bid vanaand dat U asseblief met U Heilige Gees hier teenwoordig sal wees. Kom leer ons oor hierdie boodskap van heiligmaking. Ja, U sê ons moet heilig wees en daarom kom bid ons, kom leer ons vanaand. Kom help ons om te verstaan. Ons kom bid dit alles in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Nou geliefdes, ek wil U neem na daardie woorde toe en let wel, dit is 'n opdrag van die Here af. Petrus kom herhaal net daardie opdrag daar in vers 16 en 17. Hy sê omdat daar geskrywe is, wees heilig. Ek stop net gou vinnig daar. Kan jy saam met my sien, dit is 'n opdrag. Is nie miskien nie. Wees heilig, want ek is heilig. En as jy hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Nou as ek daardie laaste sin daar kan vertaal in plain Afrikaans, waar is ons vreemdelingskap? Hier op aarde. Ek en U is vreemdelinge hier, want waar lê ons burgerskap? In die hemele. Ons is hemelse burgers, ons is eintlik nou vreemdelinge hier. En gedurende ons vreemdelingskap hier sê die Here daar uitdruklik en let op, dis nog 'n opdrag. Wandel dan in vrees. En ek weet nie van u nie, maar jy het al gehoor tot hierdie tyd toe, daar's nie iets anders wat ons moet vrees nie. Ons moet nie omstandighede vrees nie, ek moet nie mense vrees nie. Jy onthou Saul het mense gevrees en ons weet wat het met hom gebeur. Ek moet net God vrees. So daai vrees wat die Here daarvan praat, hy het nie nodig om te sê, julle moet nou God vrees nie. Almal het verstaan in die Bybelse tyd, die kinders van die Here het onmiddellik verstaan. Wat word daar bedoel? Wandel dan in vrees vir die Here, gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. En hierdie wandel in ons tyd hier op aarde, na my redding, staan bekend as heiligmaking. Wandel in heiligmaking. Nou ek wil vanaand met u praat oor daardie vrees God, die wandel in heiligmaking. Nou ons het nou vanaand daar gekom en soos ek nou gesê het, u sal onthou dit is daai tregter wat daar is en die laaste is die oneindigende rykdom. Ons kom nou amper by die punt van hierdie tregter onderin. Ek het hom nou net bietjie gaan vergroot en daar is in besonder 2 teksverse wat daar uitstaan. Spreuke 8 vers 13 sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. So dit wat sleg is, vir wie sleg is? Vir my, vir die ander mense. Nee, wat sleg is vir God. So die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond haat ek. So die Here sê wat haat hy en nou moet ons dit ook haat. En as die Here sê ons moet dit haat, dan is dit wees anders. Want luister, daar's mense wat dit doen. Daar's van my familielede, van my vriende, van my kollegas wat daai dinge doen. Ek moet dit nie doen nie, ek moet anders wees. Onthou daai woordjie anders, ons gaan dit nou mooi verduidelik. Dan Psalm 19 vers 10, die vrees van die Here is rein.
Met ander woorde skoon. Hou dit ook 'n gedagte. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. So kom ons kom by heiligmaking. Wat is heiligmaking? Luister, ons sit met 'n probleem. Kom ons sê maar in Suid-Afrika, maar ek wil amper sê in die wêreld. Ons sit met 'n baie groot probleem en dit is, ons dink net aan ons redding. Maar wat van heiligmaking? Luister, heiligmaking is net so belangrik. Net so belangrik. Inteendeel, daar's baie meer dinge wat die Here in sy woord sê rondom heiligmaking as selfs redding. Dis niks om gered te word nie. Maar dis 'n ander ding om heilig te word, om verander te word. So, ek word eenmal in my lewe gered, dit is wedergeboorte, ek word uit genade gered, dis daar waar ek jou Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker. Ek maak die keuse wel, maar hy kom was my met sy bloed, hy kom maak my skoon, ek word 'n ander mens, 'n nuwe skepsel. Maar van daai oomblik af, ek sterf nie alles af nie. Daar's nou die pad van heiligmaking tot en met my dood, is daar die pad van heiligmaking. So sien heiligmaking ook as verandering. Ek hou van die woord verandering, want heiligmaking klink so, wat wil jy nou heilig maak? Heiligmaking is om te verander. Kan nie dieselfde bly nie. Ek moet verander. Dis hoekom die Here sê, word heilig, verander. Heiligmaking beteken om afgesonder te wees. Nie noodwendig om nou nie, want daar's mense wat dit in die Bybelse tyd selfs verkeerd verstaan het. Daar's mense, julle weet daai, wat was sy naam, Simon, die Paul, wat was sy, julle ken dalk daai geskiedenis, die ou wat op die paal gaan bly het, vir hoe lank, ek dink 30 jaar, want hy het dit so verstaan, hy het verstaan, hy moet nou hier 'n platformpie bou en hy moet hom afsonder van die wêreld. En toe moes mense nou daar vir hom kos aangee en daar het hy nou gebly. Nee, dit beteken nie dit nie. Beteken terwyl ek in die wêreld is, daar by my werk, by my wêreldse mense, my wêreldse, kom ons sê nou maar, tussen mense wat selfs ongered is, tussen hierdie besmette mense, en ek bedoel nou nie noodwendig iets negatief nie, ek praat van redding gewys. Terwyl ek tussen hulle is, moet ek anders wees. Dis wat heiligmaking is. Wees anders. Net doen die Rian battery. Wees anders. Maar om effektief verander te word, is daar iets nodig in my lewe. En dis dalk hoekom baie kinders sukkel met heiligmaking. Is, jy moet die Here vrees. Hoekom wil ek? Kom ek gebruik nou 'n voorbeeld. Ek het al my getuienis vertel, so kom ek gebruik myself in hierdie verband. Ek weet hoe dit is om daar laat nag by die huis te kom met die drankasem en die bottel in die hand. Ek weet hoe dit voel. Was daar gewees. En die dag toe ek wedergebore is, toe het die Here wel met my gepraat daaroor. In daai oomblik, in daai dae, die Here my gepraat. Die Here het vir my gesê, luister, jy moet daai goed los. Maar ek het nog nie dadelik geluister nie. Ek het wel afgeskaal. Ek het toe nou net so enetjie so met die braaivleisvuur, maar sien daai enetjie raak soms ook te veel. En 6 maande na my redding, dis daai pad van verandering, 6 maande na my redding, toe kom gryp die Here in en hy praat met my baie erg oor hierdie probleem in my lewe. En daar sit ek dit neer. Van 2006 af en ek is skoon tot vandag toe. So dis die werk wat die Here doen in 'n mens se lewe. Dis daai verandering. Ek gebruik nou maar daai, maar daar's baie dinge wat, kom ons gebruik die woord vuil is in my lewe. En dit kan nie deel wees van my lewe nie. Ek moet skoon gemaak word van dit. Maar hoekom sal ek die bottel wil neersit? Net omdat my ma gesê het ek moet? Nee, gaan weer omgryp. Net omdat my vrou gesê het ek moet? Nee, gaan hom weer gryp. Maar as jy die bottel neersit, want jy sê, luister, ek vrees die Here. Ek gaan voor hom staan. En ek moet verantwoording doen aan hom oor my dronkenskap. As jy die bottel neersit vir dit, kan ek jou waarborg, jy gaan hom neersit. En as jy hom ook neersit om te sê, ek wil nie die Here meer verder teleurstel. Waar jy daar inkom in die nag en jy
val daai gang af daar, ouma hang so skeef daar. Dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker nie. En jy kom daar en jy's naar en jy ken daai prentjie van 'n dronkmes. En nou wil jy nog op jou knieë gaan om te bid tot die Here. Nee, ek gebruik net daai drank as 'n voorbeeld, maar dit geld vir alles in my lewe. So ek kan net die pad van heiligmaking loop as ek die vrees vir die Here het. Ek wil nie meer vloek nie, want ek is bang vir die Here, om hom te leer te stel. Dink so daaraan. Lucifer, wat nou die Satan is. Lucifer was in die heiligheid van God. Dink bietjie daar. Hy was in die hemel, in die heiligheid, daar waar die serafs roep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Hy weet hoe heiligheid lyk. Hy was daar in die skoonste van alle skoonstes was hy gewees. Maar daar was 'n probleem in Lucifer se lewe. Weet jy wat was die probleem? Ja, hoogmoed ensovoorts, maar wat was die eintlike probleem? Ek kan onthou iemand het dit eendag vir my gevra, oom, toe vra hy vir my, ja, wat was die sonde wat Lucifer gedoen het? En ek haak sommer dadelik af hoogmoed, en hy sê, ja, maar wat het hom gebring tot daai hoogmoed? En ek dink toe so 'n bietjie daaraan. En toe kom ek, en dis waar hierdie reeks gebore is. Hierdie reeks is toe daai tyd gebore. Ek was 2017. Toe is hierdie reeks al gebore. Toe het ek al begin met hierdie reeks. En dit is daar, want toe besef ek, die probleem van Lucifer was, hy was nie meer bang vir die Here nie. Dis hoekom. Hy homself bo God wou verhef. Hy wou eintlik God uitwerk. En dis hoekom hy die hoogmoed in sy hart gekom het. Hy het nie meer die Here gevrees nie. En wat gebeur? Sy heiligheid gaan weg. En vandag is hy uitgeban daar uit die hemel uit en hy staan bekend as die ou Satan. En weer eens kyk wat sê die Here van Job. Job 1 vers 8. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Baie mense is bly hulle is gered. Let wel, die Here sê nêrens nou daar van Job. Ek weet dis 'n Ou Testamenties, maar die Here sê nêrens nou daar, joh, ou Satan, het jy Job gesien? Kyk, hy's dan wedergebore. Wat staan uit vir die Here? Wat se kwaliteite? Onder andere Godvreesend. So dis niks om gered te word nie, al is dit vir ons 'n groot ding. Maar daai heiligmaking in die vrees van die Here is baie meer kosbaar. Baie meer kosbaar, want dit vind na my redding plaas. So baie mense vra ons, wat ek's gered, wat nou? Nou begin jou pad van heiligmaking. So, kom ons gesels 'n bietjie vanaand oor heiligmaking. Ek het 'n baie mooi illustrasie wat vanoggend hier in my hart gebore is. Dit is so kosbaar, 'n splinternuwe illustrasie oor heiligmaking. Gaan dit nou met u deel. Goed, die voorbeeld in heiligmaking. Luister, ons hoef nie te wonder hoe lyk heiligmaking of hoe lyk iemand wat heilig is nie. Hier sal saam my stem. Ons het die perfekte voorbeeld. En nou moet u nie kom met daai verskoning, ja, maar dit is God. Ja, dit is God. Maar die Here Jesus was mens op aarde, 'n mens net soos ek en u. En hy gee vir ons daardie voorbeeld. Daarom sê Petrus in 1 Petrus 1 vers 15, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. En Petrus gebruik sommer dadelik die woord daar, moet. Julle moet heilig word. Maar let wel, hy sê, soos hy wat heilig is. Ons het die perfekte voorbeeld. Die mooiste voorbeeld van heiligheid. God is heilig. In hom is daar geen vuil kol nie. Geen sonde nie. Niks wat verkeerd is nie. Alles is volmaak by die Here. Alles is skoon, skoon, skoon. As u vandag die skoonste wit lap langs God sou sit, dan sal daai lap vuil lyk. Want dit is so skoon en rein die Here is. Dis hoekom die Bybel hom vergelyk met hierdie lig wat uit hom uitstraal.
want daar is by hom geen vuil nie. Geen vuilheid nie, skoonste skoon. En die Jesus het bo alle mense uitgestaan toe hy op aarde was. Dink jy hy het uitgestaan omdat baie mense dalk gedink het hy is die Messias? Nee, baie mense het dit nie eens geweet nie. Maar hoekom het hy uitgestaan? Hoekom het hy oral waar hy gegaan het 'n verskil gemaak? Want hy was anders as die ander mense. Soveel sodat mense sê, dink aan die vrou daar by die put, ek sien dat u 'n profeet is, noem sy hom. Hoekom het sy daai assosiasie gemaak? Want sy het agtergekom in sy wandel en in sy woorde, hy's totaal en al anders. En sy sê nogal, hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my vra? Hy's anders. Hy's anders. Vriende, kom ons dink vir 'n oomblik aan God se heiligheid. Vir my die mooiste teksvers is Jesaja 6 vers 3 tot 5 en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol en die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Hier staan Jesaja. En ek kan maar net dink, Jesaja dalk soos baie van ons gedink, ag ek is eintlik alright. Ek's eintlik alright. Totdat hy God sien. Tot hy daai heiligheid sien. En wat roep hy uit? Wee my, ek is verlore. Dis wat hy uitroep daar. Die oomblik toe hy hierdie heilige wese sien, toe roep hy dit uit. As ons dink aan die gedagte van vrees, en ons dink aan God wat heilig is, dan gaan ons nie anderste wil as om hom nie wil teleurstel nie. Ek wil hom nie teleurstel. Want ek wil soos hy word. Ek moet daarna smag. Ons moet ophou met ons verskonings. Ja, maar ek kan nou nie en ag, dis die Here en ag dit. Die Here sê, dit is moontlik. Daarom moet julle heilig word soos wat hy heilig is. So dit is moontlik, ons moet daarna strewe om soos lig te word. Om al hierdie vuil uit te haal. En nou kom Johannes. En Johannes noem dit baie direk. Daar in 1 Johannes 2 vers 6 sê hy wat sê dat hy in hom bly. Nou, in ons Nuwe Testamentiese taal kan ons dit nou amper nou, of in ons dag kan ons dit verwoord van, julle wat wedergebore is, nee, dis daai gedagte. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Hoe het die ou Jesus gewandel? Hy het soms die ander wang gedraai. Soms het hy daar na mense toe gegaan, terwyl, ek meen, vir my die mooiste voorbeeld van die ou Jesus se heiliging, of sy heiligmaking, sy heilige lewe, is om te weet, Petrus gaan hom verloon, Judas gaan hom verraai, en tog laat hy toe dat hulle 3,5 jaar saam met hom oralste slaap en beweeg en oralste saam met hom is. Hy het hulle nie aangevat nie. Hy het die regte ding gedoen. Hy het daar die heiligmaking daar vir hulle gewys. So, wat is heiligmaking? Is om anders te wees. Een kant te wees is om anders te wees. Kom ek verduidelik dit so. Dit is soos as daar nou 'n veld sou afbrand. Julle sien daai swart van hierdie gras, daai droë gras wat afgebrand het. En ek sien alles het afgebrand. Al hierdie bome en takke en alles het afgebrand. Die hele veld lê pik swart daar. Maar wag 'n bietjie. Daar's 'n boom. En ek sien daar's 'n boom en hierdie boom is grasgroen. Enigste boom wat daar staan en die hele veld brand. Hoe het hy oorleef? Ons weet nie. Maar daai boom staan daar met sy groen takke. Dis hoe ek en u moet wees in die wêreld. Terwyl daar hierdie gebrandes hier om my is, hierdie val hier om my is, terwyl hierdie ongeredde mense hier om my is, wees 'n voorbeeld. Jy gaan baie keer baie mense
beïnvloed deur jou wandel as wat jy woorde gebruik. Gaan leef die evangelie. Moenie net die evangelie gaan preek nie, gaan leef dit. So, wees soos daardie boom. En dit is hoekom die Here sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Dis hoekom ek daai illustrasie van die boom gebruik het. Jy sien daai boom ver. Wat het daar gebeur? Dis heiligmaking. Daai boom is anders. Anders as die ander. Maar dan natuurlik is daar hierdie struikelblokke in heiligmaking. Ek kan ook net noem, iemand het eendag gesê, dit was D.L. Moody, ek haal hom aan, hy sê, 'n lighuis blaas nie 'n hoeter nie, hy skyn net. Dink 'n bietjie daaraan. Ons wil altyd so baie, jy moet dit doen en jy moet dit doen. 'n Lighuis skyn net. Gaan skyn. Goed, die struikelblokke in heiligmaking. Nou daar is struikelblokke wat my vrees vir die Here probeer wegvat. En ek het nou Sondagoggend vir julle gevra, wat se vyande is daar? En ons het gesê dinge soos tyd en aandag en daardie tipe dinge, nê? Maar kom ons som dit nou baie mooi op vanaand en ons kyk wat sê die Bybel. Watter vyande het ek en u wat my vrees vir die Here wil steel? Hoor jy mooi wat ek sê? Daar is vyande wat vanaand besig is in u lewe om die vrees van die Here te probeer steel. Hulle soek daai vrees. Ek sê baie keer vir mense, byvoorbeeld, julle weet, ek het nou al vertel, ek het al, dan bel mense my en sê, jong, daar snaak so goed by hulle huis. Daar is ook ander demone daar en allerhande dinge, en hulle het al die pastoor en die dominee en die priesterraad en hulle het daai huis al gegooi met olyfolie en hulle het hierdie ding gedoen, hulle het daai ding gedoen en al wat ek gedoen het nog elke keer waar ek by so 'n plek kom, ek maak hy voordeur oop en die mense sê by, ek moet pas op, ek moet nie daar aangaan nie, ek gaan net daarin, ek gaan staan in die middel en ek doen net 'n gebed. En ek bid uit, Here, as daar iets is hier wat nie van U af is nie, neem dit asseblief weg. Sien dat ek braaf is. Jy luister, ek is ook bang soms, maar ek vrees die Here meer. Dis waar die verskil kom. Ek moet nie daai dinge vrees nie. Hoekom kom daai dinge baie keer oor mense pad? Ons sê dit nou maar reguit. Want dit probeer my vrees steel. Nou, dan is ek so bang vir daai dinge, ek lees nie meer my Bybel nie, ek kan nie meer bid, ek bang my oë toe te maak om te bid. Dis daai goed wat 'n mens se vrees probeer steel. Die Satan probeer my vrees vir die Here steel. Maar goed, kom ons begin by die eerste, die wêreld. Johannes 15 vers 19, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Geliefdes, as ons nou bedoel wêreld, praat ons nou nie net van die aardbol nie. Ons praat van die mense hier om my, ons praat van die natuur, ons praat van al hierdie dinge om my. Die omstandighede, kom ons sit dit in, my werksomstandighede, huwelike, finansiële probleme, al daai goed is die wêreld. Die wêreld probeer my vrees steel. Daarom het ons almal hier so een of ander tyd daai stres wat ons het. Ek sien hoe ek daar sit en ek kou my naels, want ek het hierdie spanning in my lewe. En ek het nog nooit gehoor iemand sê, jong, ek kou my naels so want ek vrees die Here nie. Is altyd, jong, ek hoor nou die groot baas daar van hoofkantoor kom nou hiernatoe en hy's baie ongelukkig en julle ken daai. Dis die wêreld. Die wêreld probeer my vrees steel. Kom ek vra jy so, deur bekommerd te wees, deur angstig te wees, deur te vrees, verander dit enige iets aan die baas wat van hoofkantoor af hiernatoe kom. Nee, hy gaan nog steeds kom. En dit wat gaan gebeur, gaan nog steeds gebeur. So hoekom vrees ek daardie dinge? Dit wat gaan gebeur, gaan gebeur. Maar sien as ek God vrees, dan gaan ek nie omgee wat gebeur nie. Ek weet God is in beheer. Dit is die verskil. Het jy nie al agtergekom as iemand die Here voluit dien, dan is dit baie keer asof alles uitmekaar uitval. Dit gebeur soms. Maar nou kan ek vanaand u bemoedig deur te sê,
dan weet jy, jy's op die regte pad. As jy die Here voluit dien, en dinge loop skeef in jou lewe, ek weet, ek kan nou daai gesigte sien, julle hou nie van dit wat ek sê nie, maar dis die waarheid. As jy die Here voluit gaan dien, gaan daar aanslae wees. Ja, daar gaan aanslae wees. Maar dan moet jy eintlik bly wees. Dan moet jy weet, ek is op die regte pad. Dis hoekom daai aanslae so kom. Dis hoekom, nou verstaan ek. Iemand het eendag gesê, hy wens die wêreld kon hom net uitlos. En toe antwoord iemand, al wanneer die wêreld jou sal los, is as jy nie in heiligmaking wandel. Dink vir 'n oomblik daaraan, al wanneer die wêreld jou gaan los, is as die wêreld tevrede is met jou. Maar sodra jy in heiligmaking wandel, is jy 'n vyand van die wêreld. Maar ek wil eerder 'n vyand van die wêreld wees, voordat ek 'n vyand van God is. Dis waar daai vrees vir die Here inkom. Ek sal eerder hierdie houe vat van die wêreld, want wat kan die wêreld in elk geval aan my doen? Niks. Want God bly in beheer. God is almagtig. Daar gaan nie omstandighede kom. Maar die Here is groter en sterker as dit. En as die wêreld die mense kan oorwin nie, dan sal hy alles alles probeer om my aandag van die Here af te kry. 2 Timoteus 4 vers 10 lees ons, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en hy het na Thessalonika vertrek, Crescens na Galasië, Titus na Dalmatie. Nou wat met Demas gebeur het, dit weet ons nie. Die wêreld lief gekry. Ons weet nie wat dit is nie, dalk geld, meer geld aangebied, want sien hy was 'n sendeling vir die Here. En ons weet volgens Paulus, die sendeling het maar nie baie verdien nie, daarom is hy soms gaan tente maak het en dit verkoop het vir 'n ekstra inkomste ensovoorts. En Demas kon dit dalk nie vat nie, daar's dalk iemand wat kom wat sê, Demas, weet jy wat man, ons gee vir jou elke maand R100,000 salaris en medies, en jy kry 'n pensioen, los daai, en hy los dit. Want hy vat dit, hy vrees nie die Here nie. So die wêreld gaan my vyand wees. Maar daar's 'n tweede vyand, natuurlik die ou duiwel. Ons ken hom baie, baie goed. Hy gaan probeer om daai vrees vir homself te vat. Hy wil nie ek moet die Here vrees nie. Daarom lees ons in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Luister, ek kan vanaand die sterkste man op hierdie aarde vat. Die sterkste man, hy's niks teen Satan nie. Ongelukkig. Die Satan, moet ons ook vanaand sê, is nie my maatjie nie. Is nie 'n speelmaatjie daai nie. Hy is soos party sal sê, is nie my portier daai nie. Hy is magtig. Hy is nie almagtig nie, maar hy is magtig. Hy is sterk. En hy het meer as 6000 jaar se ondervinding om mense te kry om te sondig. Toe die eerste 2 mense op aarde was, toe kry hulle om te val. So ons moet pas op vir die duiwel. En daarom lees ons in Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En jy weet, iemand het eendag ook vir my gesê, en ek wil dit vanaand met u deel, ek het ook al baie keer so gevoel, en dan herhaal ek my eie woorde vir myself. Iemand het eendag vir my gesê, dominee, ek is nou so moeg vir die aanslag van Satan. Toe sê ek vir daai persoon, dieselfde wat ek nou gesê het van die wêreld en so. My ou broeder, dan moet jy bly wees. Jy moet bly wees as 'n aanslag kom, want dit beteken die duiwel is nie gelukkig met jou. Die dag as daar nie meer aanslag op jou lewe is van Satan nie, dan moet jy bekommerd wees. Want dan moet jy vir jouself vra, is hy nie dalk gelukkig waar ek is? Dink 'n bietjie daaraan. Want die oomblik as daar nie meer aanvalle van Satan op my lewe is nie, dan beteken dit, hy's gelukkig met my. Ek is dalk ver van die Here af, nie wat los daai ene, hy is echt wel ver van die Here af. En daarom het ons hierdie vyand. En dan natuurlik die een wat ons ook baie goed ken, die ou vlees. Romeine 7 vers 20 sê,
maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Geliefdes, ek het dit al baie keer verduidelik en jy weet, ek het al gesê, ons is gebore met 'n monster hier binne in ons. Met 'n monster. En daai monster wil nie die Here vrees nie. Daai monster wil nie die Here dien nie. Daai monster wil niks van die goeie dinge weet nie. Maak vanaand vrede daarmee. Ek noem hom 'n monster, want dit is presies wat die vlees is. Ons sit met die vlees. En ons sit ongelukkig met daardie vlees tot die dood toe. So daardie mense wat sê, jong, ek wil asseblief net hierdie volmaakte huwelik en 'n volmaakte werk en 'n volmaakte dit en 'n volmaakte dat hê, jy gaan soek tot jy blou is. Want jy is op die pad van heiligmaking. Daar gaan voortdurend stryd in jou lewe wees. Jy gaan hierdie ding oorwin, dan kom die volgende ding, want jy sit met die vlees. Die vlees gaan elke dag vir jou sê, slaap nog 'n bietjie man, moenie jou Bybel lees nie, moenie bid nie. Ag man, vloek daai ene, gryp daai ene. Dis wat die vlees gaan sê, elke dag, tot en met u dood. Galasiërs 5 vers 17, en hierdie is geskryf vir kinders van die Here. Daar staan, want die vlees begeer teen die gees. Kom ons stop gou daar, so hoofletter G is die Heilige Gees, en wie woon in my as ek wedergebore is? Die Heilige Gees van God. So hier binne my is daar 'n oorlog, en hy sê, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Dis daai vlees, wat vir jou sê, man, jy kan sonder God klaarkom. Die vlees sê ek weer, vrees nie die Here nie. Maar julle weet natuurlik, ons kan die vlees oorwin. Ons kan, deur die Heilige Gees van God. So waar begin dit? Dit begin met 'n keuse. Ons volgende gedagte, heiligmaking begin met 'n keuse. 1 Petrus 1 vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Nou let op, hy sê daar, omgord die lendene van julle verstand. Waar is my verstand? Dis my gedagtes. So ek maak 'n keuse tot hier toe en nie verder nie. Here, hier is ek. Ek is moeg vir hierdie bosluise in my lewe. Ek is moeg vir hierdie vuil goed in my lewe. Die Here kom maak my skoon daarvan. Ek gaan nou kom by daai illustrasie. Maar heiligmaking begin met redding. Die dag as ek my hart vir die Here gee, as ek wedergebore word, van daardie dag af begin my heiligmaking. En dit hou aan tot die dood. Dis 'n proses. Dis 'n aflê-proses. Maar let op, dit is nie net 'n aflê-proses nie, dis ook 'n opneem-proses. Dis 'n keuse. Here, ek wil nie meer hierdie sonde doen nie. Here, ek wil, kom ek gee 'n voorbeeld. Ek lê hierdie dinge af. Here, ek wil nie meer vloek nie. Help my asseblief daarmee. Ek wil eerder u woord verkondig. Kan jy sien? Ek lê dit af, maar ek neem iets op. En hoe meer ek die goeie opneem, hoe meer is daar in elk geval nie meer plek vir die slegte in my lewe nie. Dit begin by 'n keuse. Nou kom ek gee vir die illustrasie wat vanoggend nie hier in my gedagtes gekom het. Dink aan 'n bees. Daai bees is vol bosluise. Kan daai bees daai bosluise aftrek? Ek het al vir julle vertel van, ek wou dit al gaan aftrek van 'n bees af, maar toe dink ek nou vanoggend bietjie verder. 'n Bees, kan 'n bees daardie bosluise aftrek? Nee, want hoe lyk daai bees se vingers? So, dis 'n hoewe, nê? Daai bees kan nie, dit af kan ook so 1 of 2 afkrap, maar dis hoe daai bees lyk, net so. En net so met heiligmaking. Luister, heiligmaking is nie my werk nie. Glo my. En baie mense sê, moet eers hier in my lewe werk en goed. Ons is nie daar vir werke nie. Maar verduidelik dit. Wanneer ek heilig wil word, al hoe meer heilig wil word, ek kan nie dit uit myself uit doen nie. Ek gaan na die Here toe. Dink nou aan daai bees.
daai bees, as daai bees nou moeg is vir daai bosluise, as 'n bees nou kon, dan loop daai bees na die eienaar toe en gaan praat met daai eienaar soos Biliam se donkie en sê, luister asseblief, ek is nou moeg vir hierdie bosluise. En nou kom die eienaar van daardie bees, spuit daardie bees met gif. En wat gebeur met die bosluise? Dit val af. Dit val af. En soos wat daai bees in die veld loop, dan klim daar maar weer bosluise op. En dan wat gebeur met die bees? Gaan daai bees nou kom en sê, jong, ek gaan nou hierdie ding los en daardie ding los? Nee. Daai bees maak 'n keuse. Wag, ek gaan terug na die gif toe. Ek gaan terug na die gif toe en laat daai gif oor my kom en wanneer die gif oor my kom, gaan die bosluise afval. So die werk wat ek doen met heiligmaking is, ek maak 'n keuse. Gaan na die Here toe. Here, ek is moeg. Here, ek het alweer my vergryp aan hierdie dwelms in my lewe. Ek is moeg daarvoor. Here, hier staan ek. En dan kom die Here en hy kom bespuit my met sy bloed. En sy bloed is daardie gif wat hierdie bosluise laat afklim. Dis hoe heiligmaking werk. Ek gaan na die Here toe. Ek het al gesien hoe iemand daai drank los en sê, okay, jy bly nou net daar, okay, nee, bly net daar, so dit werk. Maar iemand wat na die Here toe gaan en sê, Here, ek sit hierdie ding wel neer, ek maak daai besluit, ek sit dit neer, maar Here, asseblief, help U my, Here, kom was my met U bloed, Here, kom help my, gee vir my die krag, dat ek nie weer daai ding sal opneem in my lewe nie. Dan sal die Here jou help. Jy maak 'n keuse. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Wat sê hy daar? Laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. So laat ons, so wat sê dit? Dis soos hy bees, kom staan hier by die eienaar, asseblief maak my skoon, ek is moeg vir hierdie dinge. So daar is 'n aflê, daar is 'n werk, ek het nou nog gesê, ons werk met werk, en ek werk nie met die werke van ek los dit nou, en ek het nou dit gedoen, en ek het dat gedoen nie. As jy dit uit jou eie krag uit doen, gaan jy weer dit doen. Maar die oomblik as jy daai werk doen om te sê, Here, ek sit die bottel neer, Here, ek kom na U toe, ek kies U, Here, kom, maak die keuse vir U, dan kom maak die Here my skoon van dit. Nou daai illustrasie van die bees, gaan terug na die Here toe. Daar's 'n ou halleluja liedjie wat sê, Jesus, hou my by U kruis. Dis waartoe ek moet gaan die hele tyd, Here, hou my by U kruis. Ek gaan nie net een keer Golgotha toe nie. Ek gaan voortdurend Golgotha toe. Want is daar waar ek ontslaag raak van die bosluise. Dis goed, as jy besef wat's fout in jou lewe. Jy weet vanaand, wat se sonde is daar wat jy moet afsterf? Gaan na Golgotha toe. Gaan na die Here toe. Maak die keuse. Maar dan die pad van heiligmaking. Spreuke 4 vers 18, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig. Die pad van die kind van God, wat wandel op hierdie pad saam met die Here. As u vanaand sê, u wandel met die Here, en jy is nie bewus van enige sonde nie, al is ons sondaars, maar jy is nie bewus van enige sonde nie, dan geld daai vir u. Terwyl die pad van die regverdiges, wat sê die woord regverdig? Ek is vrygespreek. Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans. En weet jy wat? Kom ek gee hierdie illustrasie. Kom ek sê nou maar 'n watte. U sien nou 'n lekker skoon watte hierso. Dit stel nou 'n kind van God voor wat regtig wandel met die Here. Hoe sal hierdie skoon watte lyk? As ek nou hier begin en ek vryf hom nou hier oor die mat en ek vryf hom hier buitekant oor die paving en ek gaan daar op die teerpaaie en so, hoe gaan hy watte lyk? Sê vir my. Dit is verkeerd. Hy gaan wit wees. Hy gaan skoon wees, want hy wandel met die Here.
Hy kan nie vuil word nie. Hy wandel met die Here. Daar staan terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môre glans. Hy bly skoon, want as iemand elke dag wandel met die Here, sal so iemand se lewe skoon bly. Elke dag wandel met die Here. Wandel deur die Gees, sê Galasiërs, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dit is moontlik dat jy met die Here so kan wandel, dat jy skoon bly, en dit is waarna ek en u moet smag. Dis waarna ons moet smag. Skoon as ons vol is van Jesus. Psalm 19 vers 10, die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Heiligmaking, sê ek weer, beteken om anders te wees. Anders. Ek moet skoon wees. En kan ek maar weer vir u sê vanaand, as u gaan anders wees, daar tussen die vriende, moet nie wegbly van die vriende, daai wêreldse vriende, moet nie altyd wegbly van hulle. Ja, as hulle begin nie aftrek, gaan dan onder hulle uit. Maar soms moet u juis na daai vriende toe gaan. Soms moet u net soos by die kollegas, ek meen nie bedank nie by die werk omdat die kollegas nie gered is nie. Dis maar daar tussen hulle. Maar wees 'n voorbeeld. Ek kan vanaand vir u, ek kan tot môreoggend, het julle baie tyd. Ons kan tot môreoggend 5:00 toe aangaan, is dit reg met julle? Dan gee ek vir julle vanaand ware verhale oor mense wat by hulle werk net anders was, by hulle huis net anders was, daar in die dorp net anders was, en mense het na hulle toe gekom en gesê, wat is in jou lewe? Ek kan u tot môre toe besig hou met dit. Wees anders. Gaan lewe die evangelie. Moet dit nie net praat nie. Gaan lewe die evangelie. En ek het nou hierdie aangehaal. So is dit moontlik? Ja, dit is moontlik. Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dis hoekom hy wat is skoon bly. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So om deur die Gees te wandel beteken gee vir die Gees kos. En hoe gee ek vir die Heilige Gees en vir my Gees kos? Nie deur daai lekker steak nie. Nee, ongelukkig nie. Daai steak is net vir my maagie. Nie deur daai lekker slaai nie. Daai knoffelbroodjie of so nie. Nee, deur wat? Net deur gebed. Deur die Bybel, die woord van God, en om diensbaar te wees vir die Here. Ons het dit in die week ook genoem, om diensbaar te wees vir die Here, om diensbaar te wees, jou Bybel lees en gebed. Hou aan daarmee. Ek het hier geskryf, Bybel lees en gebed sal my of afkry van die vlees, of die vlees gaan my afkry van Bybel lees en gebed. So, hou aan met daai Bybel lees, hou aan met die gebed. Filippense 2 vers 12, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. En ons het gesê, daai verwys na heiligmaking, my pad nou saam met die Here. Hoe werk ek dit uit? Met vrees en bewing. Wat is vrees? Vrees vir die Here. Vrees vir die Here. Daar was 'n klein dogtertjie wat by haar skool so anders was. Hoërskoolmeisie. So kom ons sê dalk so Adele se ouderdom. Graad 10, né? Jy's nou graad 10, né? Ja, so kom ons sê so graad 10. So hier's hierdie dogtertjie, maar sy's anders by die skool. Nie lelik anders nie. Sy's haat as 'n mens, maar sy's anders. En op 'n stadium toe vra hulle vir haar, jong, wat maak jy? Hoekom doen jy nie sonde en hoekom val jy nie vir die versoekings en al daai dinge nie? Toe sê sy, nee wat, as ek sien die ou duiwel kom klop hier aan die deur en ek hoor dis hy, ek vra, wie is dit? En hy sê, nee, as jou Satan wat hier is, as ek weet dis die duiwel, dan vra ek, ag Jesus, wil jy nie asseblief die deur gaan antwoord en hom oopmaak? En dan vlug ou Satan. Sien na heiligmaking, lê by die Here.
Maar self, jy sê, maak jy die jouself op, Satan nie, ek is sterk en ek bestraf jou in die naam van die Here en al daai nie, is net eenvoudig, Jesus, wil jy nie asseblief die deur oopmaak nie, hoor wat wil hy nou hê? En die ou Satan vlug. Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Word met die Gees vervul. Ek wil afsluit vanaand en ek wil sê, ek wil hierdie illustrasie gebruik, wat ek een keer in 'n film gesien het. Hierdie man hardloop, en jong, as die hele weermag hier agter hom, hy het nie 'n wapen nie, niks nie, maar hulle het wapens en alles, en so hardloop die man daar tussen dinge deur, en naderhand gaan staan hy daar so, en hy gaan staan hier teen 'n muur, en hy steek wel sy hande op, want hy is nou vas, en hier kom hierdie man, en hulle staan so ry voor hom, met hierdie wapens op hom gerig, en die volgende oomblik gooi hulle wapens neer, en hardloop hulle, en hy wonder toe, hoekom hardloop hulle nou weg, en hy draai om, hy dog, wat is hier agter hom, en hy sien toe nie, hier's 'n standbeeld hier agter hom, en nou daai mense het 'n bygeloof vir hierdie standbeeld, toe hardloop hulle weg, en toe dink ek, dis hoe heiligmaking ook is, as ek wandel met die Here, dan is hy hier agter my, en voor my, maar hy is hier agter my, en daai bose weermag kan maar kom, jou Satan, en die wêreld, en al daai dinge kan maar kom, as ek werklik wandel met die Here, as u vanaand sê, Here, hier is my lewe, hier is my gees, hier is my siel, hier is my liggaam, Here, dan is dit, u gaan staan, verstaan in my uitdrukking, teen hierdie standbeeld, teen die beeld van God gaan staan u, en hulle gaan ook vlug. Dit is heiligmaking, om verander te word, meer en meer soos Jesus. So ek wil vanaand vra, waar weet u, vanaand is daar dinge waarmee die Here ongelukkig is in u lewe. U weet, hoekom nog aanhou daarmee? Hoekom? Amen. Kom ons bid saam. Nou, ons gaan môre aand bid vir daai rykdomme ook in die lewe, maar kom ons hou die oë gesluit vanaand. U hoor nou die Heilige Gees, daar in die hart. Dis nie vanaand oor redding nie, dis oor heiligmaking. So dinge wat u weet daar in die lewe is nie reg. Daar is maar dinge wat krom is, en vuil is. Dinge waarmee die Here nie gelukkig is. En ek wil vanaand jou opdra aan die Here. As die Here vanaand met jou gepraat het, wil ek jou opdra aan die Here. Spesiaal, ek gaan nie jou naam noem nie, maar ek wil wel bid vir jou. En daarom vra ek, as dit jy is, steek dit vanaand op jou hand, laat sak hom weer. Niemand gaan dit sien. Dankie, ek sien daai hand, dankie, ek sien daar die hande, baie dankie. Ek sien dit, heel wat hande, dankie, ek sien. Nou daai hand opsteek beteken absoluut niks nie. Ek gaan net vir jou gebed, net u opdra aan die Here, dis al. Wat u moet doen as u by die huis kom, om buig voor die Here. Kom ek doen 'n gebed. Here Jesus, u sien nou daar die mense wat sê, Here, ek het nodig om daai dinge wat in my lewe verkeerd is af te lê. Ek het nodig om meer skoon te kom, meer en meer soos u, die pad van heiligmaking te loop. En wat ook al daar fout is in hierdie mense se lewe wat die hand opgesteek het, ek hoef dit nie te weet nie, maar u weet. En daarom kom bid ek, o Heilige Gees, dat wanneer ons nou hier vandag, dat u saam met hulle sal gaan. En daar waar hulle laag gaan buig voor u, kom bid ek, Here, help asseblief daar, gee leiding, wees die naprediker van u woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie geliefdes. Nou, wat voorreg om met daardie lied af te sluit. 'n Baie ou halleluja liedjie, wat tot en met in 2025 nog so kragtig bly. My gees, my siel, my liggaam, my alles op die altaar. Kom ons sing daardie pragtige lied staande saam.
Ja, Kyle het so lank vir ons die ketel aangesit, vir die wat dalk ietsie daar wil dink, jy is baie welkom. Gaan vanaand, gaan soek die Here vanaand. By hom is daar heiligmaking, want hy word genoem ons heiligmaker. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons jou Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die opsoekende Heilige Gees wees en bly met elkeen van u. Amen.